Goeiedag almal en geseënde Sabbat en ons nou hier in boodskap in Sabbat manna. Okay. En die opskrif is die gif van die sonde. Nou voor ons begin kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike Sabbat waar ons nou die boodskap kan luister. Ons vra dat u saam ons sal wees waar ons nou u woord kan oopmaak. En dankie vir u wonderlike liefde. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Soos ons gewoonte is, gaan ons eers die musiek luister. U gee vir ons 'n vaste pad, 'n kosbare en heilige skat. U wet is soos 'n helder lig, wat elke tree van my berig. Dit wys vir my die regte pad, en hou my aan die liefde vas. Liefde vir God en mekaar, maak die pad vir ons so klaar. U wet is goed, u wet is lig, dit gee aan ons 'n nuwe sig, om reg te doen en sag te loop, met harte vol van vaste hoop. Ek leef, hoe moet ek wees? U leer my deur u heilige gees, om u te dien met hart en siel, en voor u troon in vrees te kniel, om liefde oral uit te dra, dis al wat u van u kinders vra. Liefde vir God en mekaar, maak die pad vir ons so klaar. U wet is goed, u wet is lig, dit gee aan ons 'n nuwe sig, om reg te doen en sag te loop, met harte vol van vaste hoop. Help my om ander lief te hê, soos wat u woord vir ons kom sê, om hande uit te steek in nood, en saam te deel aan lewensbrood. U wet is nie 'n swaar las nie, dit wys net waar die waarheid is. Liefde vir God en mekaar, maak die pad vir ons so klaar. U wet is goed, u wet is lig, dit gee aan ons 'n nuwe sig, om reg te doen en sag te loop, met harte vol van vaste hoop. Wys my die pad, leer my u wet, in liefde Heer. Wow, dis so mooi boodskap. Okay. So, net wat ek sê, die tema is die gif van die sonde. Nou, ons gaan nou uit 2 verse lees uit Romeine. Nou, die eerste ene is Romeine 3 vers 23 en sê, want almal het gesonde en dit ontbreek hulle aan die eerlikheid van God. En dan die tweede een is Romeine 6 vers 23 en sê, want die loon van die sonde is die dood,
maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En RC.R.C.SPROUL Sproul het gesê, toe die persoon het gedig geskrywe en gesê, ons sonde dikwels omdat sonde vir 'n oomblik lekker voel. Die misleiding van sonde lê in dat ons dink dit sal ons gelukkig maak. Ons dink dit sal vir ons blydskap en persoonlike vervulling bring. Maar dit gee ons net 'n skuldgevoel wat ware vreugde beswink en vernietig. Sonde is soos suiker, aanlokkend, soet en op die oog af onskuldig. So 'n bitterpil wat met 'n suikerlaagie bedek is. Kom die sonde dikwels in 'n aantreklik vorm. Die duiwel weet hoe om dit mooi te pak, mooi te maak. En hy, die duiwel, fluister dat dit jou gelukkig sal maak. Dit sal lekker voel. Dat jy iets verdien het. Of dat niemand seer sal kry nie. Maar wanneer die soetheid van die sonde verdwyn, die soet bly net die bitter smaak van berou, skuld en selfblameer oor. Almal ken daar wat beswies, wat soet, en later binne word klein, dan word dit bitter, sout, bitter. En ek hou nie van, en dit so sweet so geëet. Nou dit is dieselfde. Wanneer hy sweet, maar soet, minder, dan word dit bitter. Maar nou die bitter is spyt, berou, voel skuld, voel miskap. Ja? En dan, asof dit nie genoeg is nie, kom die vyand weer, die keer met 'n beskuld. Jou sonde is te groot, God sal jou nie vergewe nie. Hoe misleiding. Hy wat jou eers verlei, probeer jou nou vernietig met skuldgevoel. Maar daar is genade. Daar is altyd 'n maar in Godse verhaal. En dit kry ons in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaar was.
Die enigste veilige plan is om sonde raak te sien vir wat dit werklik is. Nie 'n plesier nie, maar 'n gif wat die verhouding met God verbreek. Ongehoorsaamheid, jaloers, liefdeloosheid en onvergewende gesindheid. Dit beteken onvergewende gesindheid beteken wrok of onvergeet beteken nooit vergeet nie. Van haar bitterheid en wrok is nou teken van hierdie suikerbedekking gif. En Christus vind ons agter vergifnis, genees en 'n wonderlike transformasie verander. Die Here neem die donker gif van sonde en verander dit in 'n soetheid van sy genade. Vader, help my om hierdie soetheid van sonde raak te sien vir wat dit is en vernietig die misleiding. Vernietig dit asseblief. Dankie dat U my nie los in my skuld nie, maar my vergewe en herstel deur Jesus Christus. Vul my met 'n ware, blywende en vreugde in U. In Jesus kosbare naam. Amen. Mag julle geseënde dag verder.